Kom ons bid saam. Here, ons kan vanoggend net uitroep soos Thomas wat sê, my Here, my God. Dankie vir 'n geleentheid waar ons saam U woord kan aanhoor, maar Here ook waar ons U lof kan besing. Hierdie lied praat met ons. Here, en dankie. Dankie dat ons kan loop met die wete dat U regeer en dat U is God. Amen. Broers en susters, soos ouder gewoonte groet ek julle vanoggend met die versekering van God se liefde vir jou. Hy het jou lief met 'n liefde wat nooit, maar nooit sal vergaan nie. En mag dit so wees, dat ons daardie liefde sal koester. Amen. Gemeente van Vanderbijlpark Wes, broers en susters, vandag is 'n besondere dag. Dis 'n dag van afskeid neem, maar is ook 'n dag van dankbaarheid en van hoop. Ons het die laaste amper 2 jaar die pad saam gestap. Ons het saam geworstel. Ons het saam gelag. Ons het saam gebid. En ons het saam gehuil. En nou, soos 'n pelgrim wat 'n nuwe pad instap, kan ons net terugkyk en bely dat die Here was getrou. Ek wil julle vanoggend los met 'n eenvoudige, maar tog ook 'n lewensveranderde waarheid. En dit is, God is genoeg. En dit is ook ons tema vir vanoggend se prediking. God is genoeg. Voordat ons by ons skriflesing gaan uitkom, kom ons sluit die oor en bid ons saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir U woord wat 'n lig op ons pad is. Wanneer ons nou uit die Bybel lees, vra ons dat die Heilige Gees ons verstand sal open en ons harte sal sag maak. Help ons om U stem te hoor, om dit te verstaan en ook om dit toe te pas in ons lewens. Daarom kan ons sê vanoggend, spreek Here, U dienaar luister. Amen. Psalm 23 is sekerlik die psalm wat ek die meeste gepreek het in hierdie gemeente. En daarom lees ek ook vanoggend Psalm 23 uit die 53 vertaling vir ons voor. Psalm 23, die Here is my herder. 'n Psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Ons teksvers is ook vers 1. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Broers en susters, welgeluksalig is elkeen van ons wat vanoggend die woord van die Here
ter harte neem. God is, was en sal ook vir altyd daar wees. En Psalm 23 begin met hierdie woorde: Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hierdie is 'n belofte. En hierdie belofte is nie beperk tot sekere seisoene van ons lewens nie. Hierdie belofte is 'n waarheid wat ons vind in vreugdes van geboorte, in die vreugdes op troue. Maar hierdie belofte is ook die waarheid waar ons dit sal vind in die pyn van verlies en ook in siekte. Broers en susters, ons het saam geleer dat God nie net 'n abstrakte idee is nie, maar dat hy 'n lewende teenwoordigheid is. Hy is die herder wat saam met ons die pad stap. Hy is die herder wat ons lei en hy is ook die herder wat ons dra. Wanneer jy alleen voel, dan moet jy onthou dat jy is nie alleen nie. God is altyd daar. In 2 Korintiërs 12 vers 9 hoor Paulus die volgende Here van die Here af. Paulus hoor hierdie woorde van die Here en dit is ook die woorde wat u vanoggend moet hoor. Die Here sê: My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Broers en susters, dis die kern van ons geloof. Ons hoef nie self genoeg te wees nie. Ons hoef nie alles self reg te kry nie. Ons hoef nie die perfekte gemeente of die perfekte gelowige te wees nie. Want God se genade vul daardie leemtes. Sy krag kom juis tot volle werking wanneer ons swak voel. Wanneer die pad vorentoe vir ons onseker lyk, wanneer die kerkraad wonder oor die toekoms, wanneer jy self voel dat jy het nie meer die antwoorde nie, onthou, God is genoeg. Maar broers en susters, daar is ook 'n hoop in die vooruitsig. En hoop, wat beteken hoop? Hoop beteken nie dat alles maklik gaan wees nie. Hoop beteken dat ons weet wie saam met ons die pad stap. Hoop beteken dat ons kan sê, die Here wat ons tot hiertoe gelei het, sal vir ons verder dra. Ons vooruitsig is nie gebou op menslike planne of prestasies nie, maar op die lewende Christus wat sy kerk bou. Die Here roep ons om 'n gemeente te wees, 'n gemeente wat lig dra in Vanderbijlpark, 'n gemeente wat mekaar se laste dra, wat die stem van die gemarginaliseerdes, die verdruktes aan te hoor, en wat die liefde van Christus uitleef. Ek sê dit weer, die Here roep Vanderbijlpark Wes gemeente om 'n lig te wees in hierdie gemeenskap, om mekaar se laste te dra, om die stem vir die verdruktes te wees in die gemeenskap, en om Christus se liefde uit te gaan leef. En ek wil julle met hierdie beeld vanoggend hier wegstap. 'n Gemeente wat soos 'n lamp op 'n tafel staan, nie groot en indrukwekkend nie,
maar helder genoeg om die donker te kan breek. 'n Gemeente vol herinneringe en beloftes. Ons het saam geleer dat geloof nie net 'n stel reëls is nie, maar 'n storie waarin elkeen van ons deel. Ook julle storie is deel van God se groot verhaal. En elkeen van julle dra daardie storie verder in julle huise in, by julle werksplekke en ook in die gemeenskap in. Mag ons, broers en susters, altyd onthou, die Here wat begin het, sal voltooi. Die Here wat roep, sal ons dra. Die Here wat lief het, sal ons nooit los nie. Die Here is my herder. Verder hoef ek niks meer te weet nie. Amen. Broers en susters, ek groet julle met hierdie volgende woorde. Die Here is genoeg. Sy genade is genoeg en sy teenwoordigheid is genoeg. Mag julle altyd onthou, hy wat begin het, sal voltooi. Hy wat roep sal dra, en hy wat lief het, sal nooit los nie. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, bly met elkeen van ons. Shalom. Amen.